Ek was in 'n ongeluk gewees, die 15de Mei, waar 'n stuk staal deur die kar se venster gekom het en my hele kakebeen aan die linkerkant vergrys het, soos julle kan sien. Verder kan ek niks onthou nie. Ek het 'n week na dit wakker geword en tot en met vandag het ek nog geen pyn ervaar nie. Maar die Here is goed. Ek weet baie mense het vir my gebid, familie, vriende, die hele Suid-Afrika of die wat die beeld gelees het. Baie dankie in elk geval, maar ek dink deur gebed, vergifnis wat die familie bymekaar gebring het die Here my volkome genees. My hart het gaan staan. My man sê 2 ure, ek weet nie, ek is onder korreksie. Maar toe het ek 'n gesprek met God gehad. Ek het op sy hand gesit. Nou voel jy so klein in 'n man se hand. Dis awesome. En ek het hom gekyk. Ek kan vir niemand beskryf hoe lyk God nie, want dis vir my lig. Dit was net lig. Sy hand kan ek vir jou sê, ek het in sy hand gesit. Maar om van hier af tot daar te geloop het, is 'n entjie se stap. So wys hoe groot is sy hand. En ek het hom gevra, Here, ek wil net, om myself te bewys hoe groot is hy, net loop tot by jou duim. Toe sê hy vir my, Susan, jy is welkom. Toe sê ek vir hom, Here, maar hoekom ek? Toe sê hy vir my, Susan, julle was 3 in die kar. Het ek Ivy gevat, het julle almal verongeluk. Het ek jou niggie gevat, emosioneel soos dit nie gemaak het nie. Jy het ek gevat, want ek geweet jy's 'n sterk mens. Jy gaan nie deurkom, ek gaan jou laat uitstap sonder seer kry, ek gaan jou volkome genees. Toe sê hy, jy het 'n keuse wat ek nie gehad het nie. Jy bly by my, of jy gaan terug. Toe sê ek, Here, terug om wat te gaan doen? Toe sê hy, om reg te gaan maak. Nie dat ek iets fout gemaak het nie, maar daar was verskille tussen die families. Toe sê ek, Here, maar as ek nou kies om by jou te bly, waartoe gaan ek? Enige ou wil tog weet, waartoe gaan jy? Toe sê hy, na my voete toe gaan jy, my kind sal jy wees, en my kind is jy. Toe sê ek vir hom, in daai geval, as ek 'n tweede kans kan kry, sal ek wil teruggaan om met my familie en my man te gaan regmaak. En die Here is awesome. Dit was great. Baie gelukkigheid. Ek voel net baie keer as 'n mens bid ook en jy gaan tog diep in gesprek met die Here, dan wil jy huil. Ek is ongelukkig nie een van daai nie. Ek lag. So ons gesprek was baie lag. Ek het baie gelag oor wat hy te sê gehad het. En toe sê ek nog op die Here, vir my het hy 'n sin vir humor. Toe sê hy, ja, maar dis hoe ek jou groot gemaak het. Lig was daar baie. Ek het een persoon gesien wat ek geken het, familie. Vir my was dit alles gras en blomme maar ek het nie spesifiek 'n persoon gesien nie, behalwe toe iemand my naam roep. Toe sê die Here vir my, Susan, luister, is 'n boodskap wat jy moet gaan oordra. Toe het my tannie se dogter, Eloise, sy is nou November laas jaar oorlede. Toe sê hy vir my geskree, ek moet net vir haar ma sê, sy is lief vir haar. En dit wat, want my tannie kon nog nooit vrede maak met haar dogter se dood nie. Die Here het vir my vir hulle boodskappe gegee en toe ek wakker word, wil ek almal van hulle sien en ek het boodskappe oorgedra wat die Here gegee het op daai selfde dag. Ek kon alles onthou. En toe die dokter gesê, ja, as ek nie gaan stil bly nou nie, dan gaan hulle my weer op ventilasie, my tong swel te vinnig. Want my stemband het seer gekry met die storie wat ek het self die pype uit my keel uit geruk. Maar en toe bring hulle vir my papier en pen, toe skryf ek vir almal hulle boodskappe. Hulle was almal daar en ek het vir almal gesê, die Here sê jy moet so en so en so en so maak. So almal het hulle boodskappe gekry. My dogter, die Here sê sy gaan vir hom eendag musiek speel. Ek weet nie, sy is nie musikaal nie, so hy het gesê, klavier of orgel, dis iets met haar vingers te doen, so, ja, ons wag nog maar vir daai. My oudste seun, het die Here gesê, genesing is hy kan gaan daai kant toe, hy kan net aan iemand vat, en God sal genees. En dan die vriend wat my man werk, sy passie is om te gaan vlieg, hy wil 'n vlieënier word. En die Here het vir my gesê, ek sê, hy moet uitgaan en moet dit gaan doen, hy gaan die beste vlieënier word wat daar is. En my swaar ook, die Here gaan sy hart raak en hy gaan ook genesing doen. So dit was al 4 wat ek het hulle boodskappe vir hulle gegee. My lewe verander, my huwelik baie verander. Soos ek sê, ek en my man was op pad om te skei. Ek het hom vergewe, hy het my vergewe. Daar was niks gesê nie. Net op daai oomblik het jy geweet,
ek het net gesê, Eybek is jammer, en hy het geweet waaroor dit gaan, en ons het vergewe. En moet sê, dit is baie gelukkiger, vandat ek God in my lewe het, ek is groot gedoop en alles, maar het dwaal van die pad af, jy is maar menslik. Maar baie gelukkig, en die Here doen net wonderwerke in my lewe, vandat ek my oë oopgemaak het, doen hy net wonderwerke. Baie, ek glo ek moet vir hom werk, soos wat hy gesê het, ek moet gaan in my getuie lewer, behalwe vir almal, soos ek sê, gebid het, dokters, verpleegsters, almal van Eugene Marie Hospitaal, wat aan my gedink het, of wat van my gelees het, dankie vir julle gebede. God het verhoor. En hy lewe.